Ek praat vandag met jou familie oor die Heilige Gees as my heilige krag en ek wil begin met hierdie beeld van 'n seilboot. Picture dit net, kry die prentjie in jou kop, jy sit daar op die strand, jy kyk vir die seilboot. 'n Seilboot gaan baie stil staan en hy gaan sukkel om te beweeg as daar nie wind is nie, né? Hy kan die seile gespan hê, die mense kan reg wees, hulle kan weet waantoe hulle wil gaan, die bootjie kan daar staan op pad om in daai rigting in te gaan, alles kan gepak wees, alles kan reg wees om te gaan, maar as daar nie wind is nie, dan gaan hulle nêrens nie. En die probleem is, daar's mos maar ook 'n stroom, en as daar dan nou nog boonop dit 'n stroom is, nie net kan jy nie in die rigting gaan waar jy wil gaan, of die rigting waar die wind jou vat nie, maar jy beklei nou teen hierdie stroom. En dan wat jy kan doen is, jy kan die roeispane uithaal en jy kan begin roei, en vir 'n ruk lank kan jy dalk bietjie grond wen, en jy kan at least stil staan, of bietjie vorentoe gaan, maar jy gaan sukkel en jy gaan moeg word, en eventually gaan jy dit los, en jy gaan laat die stroom jou maar net vat. Ek deel met jou hierdie beeld, want ek dink dis hoe baie Christene lewe. Hulle probeer in hulle eie krag om voor te kom en om goeie mense te wees en om God se wil te doen en om 'n verskil te maak in die lewe en om te groei as Christene en om versoekings te beklei, want ons het al die tyd 'n stroom teen ons, né? Ons het bose magte wat teen ons beklei, die vyand val jou lewe aan, en die ding is, jy kan probeer om te roei vir so lank, maar as jy nie die Heilige Gees het nie. Die Heilige Gees het Jesus vir ons gestuur as 'n heilige krag, om ons innerlik sterk te maak, dat ons die lewe kan leef, wat hy wil hê ons moet leef. Dat ons van binne na buite die krag sal hê om te kan beweeg in die rigting wat hy wil hê ons moet beweeg, teen die versoekings, teen die bekleierery wat ons beklei teen die duiwel, dat ons nog steeds grond kan wen en vrug kan dra. En die ding is, jy kan vir so lank, kan jy probeer in jou eie krag om dit te doen, teen die stroom van die lewe. As jy in die vlees dit probeer doen, dan gaan jy verloor. En jy gaan eventually opgee, en jy gaan net saam met die stroom gaan en leef, soos die wêreld leef, of leef soos die meerderheid lauwarm Christene leef. En ons is nie geroep om dit te doen nie. Ek wil vir jou lees, Efesiërs 3, dis ons kernskrif vir vandag. As jy jou Bybel hier het, kan jy oopmaak by Efesiërs 3 vers 16. As jy nie het nie, kan jy saam met my volg op die skerm. So dis 'n gebed wat Paulus bid vir die kerk. En dis weer eens, klein min woorde, 2 sinne, 3 sinne wat hy bid, maar dis het so massive impact, dat jy kan dit nie mis nie. Ons kan nie as ons hierdie uit die Bybel uithaal, het ons moeilikheid. So hy bid vir hierdie kerk, hy sê, ek bid vir julle, dat deur sy Gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, dat hy aan julle die krag sal gee, om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dis so 'n beautiful stuk, jy kan verder daar gaan lees, by die huis, wat hy vir hulle bid, en dit wat hy vir hulle gebid het, en dit wat God deur hom gesê het, hier natuurlik is altyd vir ons ook, né? Maar kom ons vat net hierdie een sinnetjie gebed, wat so 2 of 3 lyntjies is. Kom ons, let's just rethink this. Wat bid hy hier? So hy sê, dat hy bid vir hierdie mense, dat hulle gelei sal word deur die Heilige Gees, dat hy hulle innerlik sterk sal maak. Sê dit gou saam met my, God begin altyd binne. Hy begin altyd binne. Hy sê, ek bid dat hy julle innerlik sterk sal maak, dat jy van binne af sterk sal word, vir die lewe wat God wil hê jy moet leef. En hy sê, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Die geloof, daar's 'n counterfeit geloof vandag, wat sê, noem jouself 'n Christen en goed gaan maar net outomaties gebeur.
Gaan maar net aan en wees 'n goeie mens, hê goeie intensies, nou en dan gaan bietjie kerk toe of kyk gou ietsie op YouTube of luister nou en dan 'n worship liedjie as jy bietjie down voel, maar anders as dit is die Here is mos liefde en hy's by jou en genade en goed sal vir jou uitwerk as jy net 'n goeie mens in jou hart is. Dis 'n counterfeit geloof. Hy sê die geloof, wat is die geloof? Die geloof wat afhanklik is van die Gees. Dis God wat ons red. Dis God wat ons lei, dis God wat ons wysheid gee, dis God wat ons krag gee. Hy sê, luister, jy gaan nie die lewe wat Jesus sê jy moet leef, jy gaan dit nie in jou eie krag kan doen nie, jy het die Heilige Gees nodig. En dis die geloof waarmee ons moet leef, om nie in ons eie krag te probeer leef nie, maar om afhanklik te wees van die Heilige Gees. So ek bid dat jy deur die geloof, dat Christus jou deur die geloof, dat hy in julle sal woon, en dat hy in julle sal werk, sodat wat? Sodat julle in die liefde gegrondves sal wees en gewortel sal wees. Weereens hierdie anker, die lewe gaan oor liefde. Die lewe gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor om te lewe verander, om 'n verskil te maak vir Jesus op hierdie aarde. Hy sê jy gaan dit nooit kan volhou en kan doen soos God wil hê jy dit moet doen, soos Jesus die voorbeeld gestel het. Jy gaan nie soos Jesus kan leef op hierdie aarde, as jy nie die Heilige Gees in jou het nie. Dis onmoontlik. Dis wat hy vir ons sê. Die Heilige Gees moet jou innerlik sterk maak, anders gaan jy soos 'n seilboot daar op die water wees, en daar's geen wind nie, maar daar's 'n sterk stroom, en die vyand gaan kom, en sy stroom gaan jou vat waar hy jou wil vat, en jy gaan dit nie kan teenstaan nie. Jy gaan nie die roeispane hê om teen hom te fight nie. Daar is sekere fights wat net die Heilige Gees jou kan help om te kan fight en wen. Wat is hierdie fights? Wat is dit wat die Heilige Gees vir my kan doen en in my wil doen, wat ek nie in my eie krag kan doen nie? Ek wil met jou 3 goed vandag share. In die eerste plek, die Gees gee my krag wanneer ek leeg is. Die Heilige Gees kom maak my vol wanneer ek leeg is. Ons sien net voor Jesus se bediening. Hier is hierdie groot moment. Hy word gedoop, die Heilige Gees kom daar en hy sê dit hard, né? Hier is my geliefde seun, praat die Vader en die Heilige Gees kom op Jesus en hier is hierdie groot moment waar hy gaan nou sy bediening begin. Maar voor dit gebeur, is al eers 40 dae waar hy in die woestyn ingaan om versoek te word. Hoekom? Want die Heilige Gees het hom soontoe gelei. Die Heilige Gees wil ons innerlik sterk maak en hier is Jesus. Hy het hierdie groot moment in sy lewe, maar voor hy net ingaan en bedien, vat die Heilige Gees hom in die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Dit is vir my 'n awesome openbaring. Want dit sê vir ons, jy weet, baie keer kan ons baie narrow-minded wees, dat as ons deur 'n moeilike tyd gaan, of ons gaan deur 'n groot battle, dan dink ons iets is verkeerd. Iets is nou verkeerd, of ek het iets verkeerd gedoen, of die duiwel of 'n ander mens het iets verkeerd gedoen, nou is ek in 'n moeilike tyd. En al wat ons aan dink is, ek moet hier uitkom. En dis halfwaar, ons moet daar uitkom, maar ons moet daar deur groei. Want Jesus het homself nie hier gekry nie, dis nie die duiwel wat hom hier gekry het nie, sê die Heilige Gees het hom daar gekry. Die Heilige Gees wou gehad het, dat hy deur 'n battle moes gaan, dat hy sekere goed binne in homself oor sy identity gaan uitklaar, voor hy sy ministry begin, en 40 dae, die Here het vir die duiwel gesê, jy het 40 dae, om te doen wat jy wil doen hierso. Ek gee jou 40 dae, en die Heilige Gees lei Jesus in daai 40 dag battle in, voor sy bediening begin, en hy het vol daarin gegaan, en toe begin hierdie battle, en het sê, die duiwel het hom 40 dae versoek, en die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Nou die Bybel gee ons nie net dooie informasie nie, as die Bybel iets sê, dan sê dit vir 'n rede. So, natuurlik weet ons, hy sou aan die einde van 40 dae, as jy nie eet nie, honger wees, maar dit was sy keuse. Om wat te doen? Dit was sy keuse om sy vlees leeg te maak, dat sy gees kan vol word. Baie keer as goed in die uiterlike verkeerd is, dan dink ons, man, as ek net beter roeispane kry, dan gaan ek hierdie kanoe roei, hierdie seilboot roei, en ons gaan uitkom waar ons wil. Daar is tye in jou lewe wat jy het nie groot roeispane nodig nie, jy het die wind nodig. Jy het die wind nodig om sterk in jou lewe te kom blaas, om jou van binne af vol te maak, en God, wat sê ons, God begin altyd binne.
En baie keer as ons deur 'n moeilike battle gaan, die Here het ons soontoe gelei. Maar ons dink nee, ek moet net hier uitkom. Die Here gaan jou nie net daar uitvat nie. Jy gaan daar moet deurgroei. En Jesus kies om nie te eet nie, hy kies om te vas, om sy vlees uit te honger, om sy vlees leeg te maak, dat hy van binne af kan vol word, dat hy meer sensitief kan word vir die Heilige Gees. En kyk wat gebeur, toe hy aan die einde daarvan gaan, het sê, en Jesus het in vers 14, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, wat? Vol van die krag van die Heilige Gees. Dis duidelik, dat hy iets gekry, bygekry, wat hy nie gehad het, toe hy ingegaan het nie. Hy het iets bygekry, krag. Hy het die Heilige Gees gehad, hy was vol van die Heilige Gees, toe hy ingegaan het. Maar nou is hy vol van die krag van die Heilige Gees. Fisies? Nee. Emosioneel? Nee. Fisies en emosioneel uitgeput, gedreineer, maar geestelik opgebou. Daar's tye in jou lewe wat jy battles gaan fight, en die Here vat jou deur hierdie battle, en as jy voel, yes, ek is fisies gedrein, hierdie ding drein my, fisies en emosioneel is ek gedrein, jy moet nie net wil wegkom van daai issue af nie, jy moet nie net deur die tyd wil kom nie, dis daar waar jy soms moet sê, ek moet nou vas, ek moet intune nie, ek moet inskakel, want ek het die krag nodig van die Heilige Gees. Ek het daai vrede nodig wat die verstand te bowe gaan. Ek het iets van binne nodig wat ek nie het nie. Ek voel so leeg. En baie keer dink ons is die roeispanne. As ek net meer kan rus, as ek net geld in die hande kan kry, as ek net 'n beter plan kan kry of mense kan kry wat my help. Ek soek goed van buite af, roeispanne. Dan gaan ek teen hierdie stroom kan roei. Nee. Jy het die Heilige Gees nodig. Ek kan daarvan getuig toe ons die kerk begin het. Hey, nou weet ons, hier's 'n groot moment vir ons. Ons begin Familia, ons het 'n groot vision, ons het 'n groot droom, ons begin. En ek dink vir baie mense altyd in die buitekant, veral hier, nou koop ons die kerk, ons is hier, ons is excited. Mense sien die buiteprentjie, hulle sien ons is hier en ons bedien en ons is passionate en hulle dink alles is net goed hier, alles gaan goed en die Here seën ons. Hulle is seker so bly en alles is net all great. Kan ek vir jou sê, dis nie altyd so behind the scenes nie, hoor. Behind the scenes is ek baie keer leeg. Behind the scenes voel ek baie keer ek wil weghardloop. Ek sê baie Sondag, ek bedank, nou. Bedank vandag, bedank ek. Môre stel ek myself weer aan, maar nou bedank ek. Net vir hierdie dag, ek het net 'n dag of 2 nodig wat ek klaar is. Daar's baie keer wat ek leeg is. Ek dink terug toe ons die kerk begin het, ons was 'n maand en 'n half toe slat lockdown. Nou is ons in daai season, in lockdown, nou word mense siek. Ek het seker die meeste begrafnisse in my hele 20 jaar bedieningsjourney het ek gedoen in daai stukkie van lockdown. Nou is die mense van buite die gemeente en familielede en vriende wat doodgaan, ons mense wat selfmoord gepleeg het in ons gemeente. Dit was 'n horrible tyd gewees. En nou moet jy nog hierdie passion in jou hê van, hey, maar op die einde van die dag moet ons 'n kerk maak werk. Hoe gaan jy die kerk maak werk? Ons maak video's. For crying in a bucket, jy maak video's en jy weet nie, wie kyk die video's? Okay, 500 mense die week, 100 mense volgende. Wie is die mense? Is hulle in China? Waar is die mense? Ons het actually mense in China wat kyk, by the way. Is Afrikaanse mense. Hoe gaan jy die kerk maak werk? Hoe gaan ons groei? Dit was draining geweest. Fast forward, hier kom ons het hierdie geleentheid om die kerk te koop, excited, dis great, ons moet geld in die hande kry. Daar is soveel goed wat moet gebeur in die back-end, toe ons die finansies eventually kry, moet ons trek hiernatoe, hier is nuwe toerusting, van het is werk, van het is gebreek, dis nuwe goed, ons moet het leer ken, ons moet meer mense kry om het te leer ken, die organisering, die bouwerk wat moet gebeur, daar was soveel goed, wat my leeg gemaak het, wat my gedrein het in die back-end, dat as ek Sondag hier kom, dan is ek excited, maar in my binnekant is ek leeg. En dan was dit nie van, ek moet my skedule verander, ek moet my routine verander, ek het net meer rus nodig nie, daar is tye wat jy net nie kan rus nie, want jy moet werk.
En ek dink soos in daai tyd, in die laaste 6 maande, was dit moeilik vir my en Gail. Ons het min van mekaar gesien, ons het min van die kinders gesien, want ons moes net hier wees, van die oggend 7 uur tot 7 uur die aand, werk, kyk die bouers, laat hulle nie met die goed wegloop nie, en die hekke staan oop, en net nou as ons hier kom, aan die speakers en goed al weg, want dit het met impak al gebeur, toe hulle gebou het in hulle tyd hier, so jy kan nie net als los nie, jy moet hier wees. En dit was draining. En daai tyd, ek het 15 of 16 weke gevas, net om in te tune, en dis net die Heilige Gees wat jou deur daai moments kry, en jou volmaak van binne, want dit is waar die grootste battle, ons dink dis buite, maar dis nie die buite goed nie, dis die issues binne, en dat jy leeg is binne, en jy het nodig om sterk te wees binne, net die krag van die Heilige Gees kan dit vir jou doen. Moenie verwag dat goed eers buite moet verander, dan gaan ek binne vol word nie. Nee, daai is 'n fake vol. Jy het nodig om vol te word van die krag van die Heilige Gees. En dit kan gebeur voor enige iets verander. Hier is Jesus fisies en emosioneel op 'n low point. En hy's in 'n groot battle, maar hier kom hy terug vol voor enige iets verander. Mag dit so vir jou ook wees. In die tweede plek, die Gees waarsku my voordat sonde my vasvang. Ons moet pas op, en in ons kultuur is dit so groot ding, ons moet pas op dat ek nie begin dink, yes, ek is 'n ordentlike ou. Ek is 'n goeie ou. Jy weet, as ek so kyk na van die ouens, hoe hulle syp en hoer en remoer hier buite, ek is alright, ek is decent. Ek het nie nodig om so baie my Bybel te lees nie, ek het nie nodig om so baie te bedaai ouens daar, hulle het Jesus nodig. Maar ek is okay. Daai is 'n gevaarlike ding in ons culture, dat ons begin dink ons is goed genoeg, dat ek nie die Heilige Gees nodig het nie. Goed genoeg dat ek opstaan en ek vertrou in my vlees, ek vertrou in my insig, ek vertrou in my intensies, ek vertrou in hoe ek my dag wil aanpak en hoe ek my lewe wil leef. Dawid het op so 'n punt gekom, en toe val hy. Jy weet, toe ek jonk was, en ek wil vir die Here iets doen, was Dawid my ou. Yes, ek wil net Dawid se lewe bestudeer, en ek wil net soos Dawid wees. En ek kom toe agter, Dawid as 'n tiener, en dis eintlik 'n funny ding, Dawid as 'n tiener was toegewyd, en toe hy oud word, toe word hy stout. As 'n tiener was hy toegewyd, en toe hy oud word, want hoekom? Want toe begin dink ek is nou goed genoeg. Ek weet genoeg, ek het al genoeg gedoen vir die Here, die ander ouens moet nou maar 'n bietjie iets doen. Hulle moet nou maar 'n bietjie gaan fight. En toe hy dit dink en begin so na homself kyk, en hy sien nie humble voor die Here nie, toe val hy. En hy was so dood vir die stem van die Here, dat die Here iemand moes stuur, met iemand anders moes praat. Toe praat die Here met die profeet Nathan, en hy stuur hom na hom toe, om vir hom die woord van die Here te gee, en dis wat die Here vir hom sê. Die Here sê vir hom, Nathan sê vir hom, so sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegee, en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enige iets daar wou bygee. Die Here sê, ek sou vir jou enige iets doen. Hoekom? Oor Dawid se hart. Hy was so na aan die Here, hy was lief vir die Here, dit was altyd sy motief. Die Here sê vir hom, ek sou enige iets vir jou doen. Maar hoekom het jy nou my woord gaan minag en hierdie verkeerde ding gaan doen? Hy waarsku hom en sê vir hom, jy's moeilikheid in, jy hou aan met jou swakpunt, jy hou aan met hierdie sonde, daar gaan gevolge wees, en Dawid vra toe vergifnis. Hy vra toe om vergifnis, en hier is toe die woorde wat hy vir hom sê in vers 13 en 14, sê Nathan vir hom, die Here het jou vergewe, so jy gaan nie sterf nie. Maar, almal sê maar, hierdie is 'n groot maar omdat jy deur die daad van die vyande, deur hierdie daad, die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, met ander woorde, jy die verkeerde manier van lewe in julle community, jy het gemaak dat mense dink dis fyn. Die manier hoe mense die Here se naam sleg maak, en hoe hulle net lewe vir hulle self, en nie die Here, jy het vir mense gewys, dis fyn, want jy daai voorbeeld gestel. En hy sê vir hom, as gevolg van dit gaan daar gevolge wees. En hierdie kind van jou gaan sterf. So, hy het mos
met Batseba 'n verhouding gehad, een van sy beste vriende, het hy met sy vrou 'n egbreek gepleeg en 'n verhouding gehad, en hy het so in hierdie leuns entangle geraak, dat hy eventually vir Uriah, het hy hom doodgemaak. En al meer, soos hy al meer probeer wegroei het van sy sonde, het hy al minder sensitief geword vir die Heilige Gees, tot op 'n punt, dat hy hier gekom het, en die Here moes met 'n ander ou praat, om met hom te kom praat, en hom te waarsku, en te sê, luister hier, jy gaan jouself doodmaak, as jy aanhou soos jy nou aangaan. En gelukkig vra hy om vergifnis, maar dis so 'n belangrike openbaring om te sien, genade is nie net daar vir jou verlossing nie. Die genade van die Here verlos jou van jou sonde, nou is jy verlos, maar dit gaan jou nie verlos van al die gevolge van jou sonde nie. As jy gaan aanhou sonde doen, dan is genade ook die waarskuwings van die Here. Die Heilige Gees kom in die genade van die Here om jou te waarsku en te sê, hey, jy kan nie so lewe nie. Jy kan nie aanhou met hierdie goed waarmee jy besig is nie. Dit gaan gevolge hê. En as jy te lank wag en jy hou aan met sonde, dan kan hy jou vergewe. Niks is onvergeefbaar vir die Here nie, familie. Luister, hoor my vandag, niks is onvergeefbaar nie. Maar daar is soms gevolge wat jy gaan dra as jy aanhou met sonde. En ek wil jou challenge hier vandag, as jy besig met goedes in jou lewe, en jy is al 'n rukkie in die geheim, niemand anders weet daarvan nie. En jy dink, man, die Here ken my hart, en ek is nie so bad nie, maar ek het hierdie een dingetjie nou, en ek gaan nou maar net met dit aanhou, niemand in elk geval weet daarvan nie, eventually gaan ek sorry sê, en ek sal dit uitfigure, luister. Nou word jy al meer onsensitief vir die Heilige Gees. Nou het die Here 10-10-1 al vir jou mense gestuur, om vir jou te sê, ek sien daai ding in jou lewe, ek dink jy moet 'n ander rigting ingaan. Ek dink nie daai is reg nie, ek dink jy moet werk in daai, ek dink jy moet daai verander. As jy nie luister nie, dan gaan daar gevolge wees. Die Here kan jou vergewe, jy kan hemel toe gaan. Maar hier op aarde, kan die Here nie alles verander as jy aanhou en jy luister nie vir hom nie. Daar sekere seasons in jou lewe, as jy gaan aanhou met sonde, dan gaan jy daai season smash. Dan gaan jy dalk jou huwelik smash. Jy gaan dalk jou verhouding met jou kind smash. Jy kan nie net verwag dat jy hou aan met sekere sonde en die Here gaan net gou als fix later nie. Dit werk nie so nie. Ons sien dit in die Bybel karakter se lewens. En baie mense speel met die genade. Hulle dink maar die Here se genade is mos altyd daar. Hy sal my vergewe. Hy sal jou vergewe, maar dit beteken nie hy gaan alles kan fix in jou lewe nie. Dis so belangrik. Die Here kan alles doen. Maar hy gee vir jou ook 'n verantwoordelikheid. Dis deel van wat hy doen. En sê, as jy nie vir my luister nie, dan gaan jy jouself seermaak. Soveel so dat jy gaan jouself doodmaak, dat die lewe wat ek vir jou gedroom het, jy gaan dit smash. Die plan wat ek het vir jou lewe en vir jou seisoen en vir jou huwelik en vir jou familie en vir jou kinders, jy gaan dit smash. As jy nie vir my luister, en dis so belangrik. Net omdat ek 'n goeie mens is, moet ek nie sonder die Heilige Gees se leiding leef nie. Want ek gaan moeilikheid optel. Ons moet onsself humble, voor ons by hierdie punt kom en sê, Here, kom lei my. Here, kom leer my. En Here, as daar iets is in my lewe, kom waarsku my. Ek wil nie u planne vir my lewe opmors nie. Ek wil nie my tyd hier op aarde opmors nie. Ek wil nie my verhoudings opmors nie. Ek wil nie u purpose vir my lewe opmors nie. Kom help my, kom lei my, praat met my, ek sal gehoorsaam. Luister na die stem van die Heilige Gees. Tune in. Luister na die Nathans, na die mense wat die Here na jou toe stuur as hulle 'n woord van waarheid in jou lewe inspreek. Luister of jy gaan sekere goed opsmash. Dit is so belangrik. Ek dink dis 'n woord vir jong mense vandag wat hulle regtig moet hoor. In die derde plek, die Gees vorm my woorde wanneer my hart kook. Daar's soveel plekke in die Bybel waar dit sê, Jakobus 1, Jesus se broer, hy skryf en hy sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. As iemand in die Bybel sê, dit moet jy in gedagte hou, of moenie hierdie vergeet nie, of onthou, wat moet jy doen? Ek wil nie julle intelligensie onderskat nie, maar ek gaan julle sê, okay? As hy sê jy moet onthou, dan moet jy onthou. Dis pretty much wat het is. So, luister, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat nie.
en nie te gou om kwaad te word nie. Hoekom nie? Want 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Wie van julle het al met 'n bak kookolie geloop? As julle crispy aartappels of iets al by die huis gemaak het. Of met 'n bak kookwater of iets. Hoe loop jy? Versigtig, né? Want as jy op jouself mors of op iemand anders mors, almal wat in die kombuis inhardloop sê, hey, bly daar, kom weg, kom uit hierso. Jy skree al net as jy dink jy hoor die kinders kom skree vir hulle, laat hulle, anders gaan hulle seer kry. Nou wie van julle het al met kookharte geloop en toe mors jy woorde so bietjie op ander mense? Of moet ek my dalk so vra, toe gooi jy ander mense met daai kookwoorde van jou? Ek weet ek het al. Inteendeel, dis iets wat ek nou nog aan werk en ek dink dis iets wat almal van ons vir altyd aan sal werk in ons lewe. Woorde is so groot, is so heilige geskenk wat God vir ons gegee het om te kan praat. Om goed vir mense te kan sê. En in tye van konflik is dit so belangrik wat jy doen met jou woorde. Ons sien dit as jy deur die Handelinge lees, dan sien jy en deur Jesus se journey met sy disippels, is daar plekke en ons gaan volgende week verder daar praat, as ons praat oor evangelisasie en hoe om te bid vir mense, dat mense gesond word en so. Waar Jesus sê, moenie worry oor julle woorde nie, maar wees bewus van die Heilige Gees, hy gaan julle woorde gee. Hy gaan julle woorde gee. So deel van die rol van die Heilige Gees is om vir my woorde te gee. En ek dink daar's nie 'n beter en belangriker tyd om te luister vir die woorde wat die Heilige Gees my wil gee, wanneer ek kwaad is nie. Inteendeel, ek moet stil bly. En voor ek met 'n mens praat, so mens kan dit so sê, wanneer jou hart kook, né? Wanneer my hart kook en jy's kwaad, moenie met mense praat nie. Moenie met mense praat nie. Gaan eers en word stil voor die Here en sê, Heilige Gees, kom bedaar my hart. Heilige Gees, kom vorm my woorde wat ek hier moet sê. Dit beteken nie jy hardloop weg van die situasie af nie. Dit beteken nie jy moenie dissiplineer nie. Jy moet. Daar's party situasies wat harde woorde nodig het, maar daar's 'n verskil tussen harde woorde en lelike woorde. Harde woorde kan nog steeds Jesus honor. Harde woorde en harde dissipline kan Jesus nog steeds honor, want dis wat hy van jou verwag, maar lelike woorde honor nie die Here nie. En ons sukkel met dit. As ons net hierdie kan regkry. Jakobus sê dit, hy sê dit verder as jy dit gaan lees, dan sê hy, die ou wat sy tong kan beheer van kry. Daai ou kan sy hele lewe beheer, want die tong bepaal lewe en dood. Jy bou soveel goed op en jy breek soveel goed af. Groot moments in jou lewe waar daar heavy konflik is in jou hart en harte kook. Hoe jy daai situasie hanteer, hoe jy die waarheid gaan praat daar, gaan of opbou of afbreek. En die Heilige Gees wil so graag hê ons moet begin luister na hom in daai moments, dat ons woorde kan bedien, dat ons woorde kan opbou, dat ons woorde kan genees in plaas van afbreek. En die probleem is, ons vra onsself weer die self-righteous vraag wanneer ons kwaad is ek reg, né? Het jy jouself al dit gesê, hoeveel keer het jy al gesê, maar ek is reg. Ek is reg. Dit wat ek sê is waar. Dis waar. Maar honor dit Jesus. Wanneer jy jou waarheid gaan praat, honor jy Jesus. En wat het hy gesê, ons moet in wat gewortel en gegrondves bly in liefde. Mag die Gees jou die krag gee en sterk maak om in liefde gegrondves te bly. Hierdie boek is nie vir ons gegee om pakslaam mee te gee nie, om mense oor die kop mee te slaan nie. Hierdie boek is nie vir ons gegee dat ek hom kan vat en iemand lekker kan gooi met hom nie. Net omdat ek reg is nie. Net omdat ek die waarheid praat nie. Jesus het nie dit gedoen nie. Hy nooi ons uit en sê, net deur die Heilige Gees gaan jy hierdie krag hê om die regte goed te kan sê op die regte tye. Net deur die Heilige Gees gaan jy, wanneer jy leeg is, daai vrede en daai krag kry
om met purpose die calling uit te leef wat God wil hê jy moet uitleef. Net deur die Heilige Gees gaan jy humble bly voor die Here. En gaan die Here jou kan help om selfs in tye wat jy jou swakpunte het, wat ons almal het ons swakpunte, dat hy jou kan help om beheer daarvan te kry, dat jy nie jou lewe opmors en jou seisoen opmors nie, maar dat jy kan groei en hom kan gehoorsaam. En ek wil afsluit deur dit te sê, die Heilige Gees gaan nie ons lewe soos 'n zombie oorvat nie. Hy gaan nie jou lewe soos 'n zombie net kom oorvat en goed gaan net outomaties gebeur nie, want dis vir my deel van daai counterfeit geloof, wat die duiwel wil hê Christene vandag moet glo. Ek is 'n goeie mens, nou sal alles net vir my uitwerk. Die Here gaan doen wat hy wil doen, wanneer hy dit wil doen. Dis halfwaar. Hy los vir my 'n deel, ek en hy moet saamwerk. En daai wat Paulus van praat, die geloof, mag Christus deur die geloof jou lewe kom verander. Dit is my rol. Geloof, familie, is nie om goed net te erken in my kop nie. Jakobus praat daarvan, gaan lees Jakobus bietjie. Jy sal sien, hy sê, geloof is nie net goed om met Jesus saam te stem nie. Geloof is om aksie te sit in dit wat jy sê jy glo. En dit wat jy sê jy mee saamstem, dit wat jy sê jy erken in jou kop. Mens sien of het lewe in jou hart deur dit wat jy doen, so ek kies om te lewe volgens die leiding van die Heilige Gees. Dit is verhouding. Dit is verhouding. En as ek jou vandag een challenge kan gee, dan is dit in hierdie reeks waarmee ons besig is, in ons Pinksterreeks, is dit nie om harder te probeer roei nie, dis om terug te kom na 'n verhouding toe met die Heilige Gees. Een ding. As jy sê, Jacques, my lewe is leeg, ek stoei met 'n sekere ding in my lewe, wat ek voel ek hanteer dit verkeerd, ek weet nie hoe om daar uit te kom nie, en ek dink dit gaan my lewe skade aandoen, ek sukkel met my woorde en met my woede en met konflik in my lewe. As ek jou een ding kan gee, daar's nie 'n beter span wat jou gaan help roei uit hierdie situasie uit nie. Die stroom het teen jou gekom, jy gaan saam met die stroom. Wat jy nodig het is die wind, om jou te kry in die rigting wat God wil hê jy moet gaan. En al hoe dit gaan gebeur, sê Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees. En wat jy moet doen is, jy sê, dis ek het die Here so nodig in my lewe in hierdie season. Ek voel nie ek is naby genoeg aan hom, dat daai wind in my lewe is nie. Maak dit jou punt, om net te gaan na jou binnekamer toe en te sê, Heilige Gees, word weer die nommer 1 in my lewe. Heilige Gees, ek wil weer hoor, ek wil u stem, u fluisterstem wil ek weer hoor. En ek wil dit wat u vir my sê, gaan ek gaan en ek gaan dit vat en ek gaan dit koester en ek gaan doen en ek gaan dit plant in my lewe. Ek gaan nie net hoor en nie gehoorsaam nie, ek gaan dit vat en ek gaan gehoorsaam. Dan sal hy weer in jou lewe werk. Dan sal daar 'n krag in jou lewe inkom wat geen fisiese verandering buite kan verander soos die Heilige Gees kan nie. Dit is my challenge vir jou. En as jy dit doen, sal daai krag in jou lewe inkom en van binne na buite gaan dit jou hele lewe verander. En dis my gebed, dat jy dit sal doen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, deur hierdie reeks is dit ons gebed, ons nooi u in. En ons verwelkom u in ons harte, in ons huise, in ons lewens, dat u sal kom werk en doen wat net u kan doen, dat u ons daai heilige krag sal gee. Here, dat u in ons sal kom werk, dat u met ons sal kom praat, dat u ons wysheid sal gee, dat u ons sal lei, dat u ons sal leer. En wanneer u praat, Here, sal ons luister en sal reageer en ons sal gehoorsaam wees, want ons kan nie, ons erken dit vandag, ons kan nie sonder u die daaglikse gevegte wat ons veg teen die bose, ons kan dit nie wen sonder u nie. Vandag keer ek terug met my volle afhanklikheid op u. Ek sit u nommer 1 in my lewe en ek gaan kies om elke dag weer terug te keer na daai kwaliteit tyd toe met u. Dat u my lewe kan lei, dat u rigting kan gee. Dankie Here dat u getrou is. Dankie dat u altyd reg is om deur u genade by ons te wees. En dat u ons wil leer en wil optel en wil krag gee en wil seën. Ons het u so lief daarvoor. En mag die vrug wat uit ons gehoorsaamheid kom, mag het u bless, mag het u naam hoog hou, mag het u as ons pa, mag het u trots maak. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê saam. Amen.